Ons praat maklik oor God se genade. Die Here is lankmoedig, sê ons. Hy is liefdevol, hy is geduldig. Hy gee weer 'n kans. En dit is waar, dis wonderlik waar, maar daar is 'n gevaar. Ons kan God se genade begin gebruik asof dit beteken dat hy nie eintlik ernstig is oor die sonde nie. Asof sy liefde beteken dat hy maar altyd sal wegkyk. Asof sy geduld beteken ons kan op enige pad gaan loop en later sal alles maar net self regkom. Maar God is nie net geduldig nie, hy is ook heilig, leer die Bybel ons. Hy is regverdig. Hy laat sonde en misleiding nie vir altyd voortgaan nie. Daarom die vraag vanaand: wat as die tyd van genade vir 'n mens begin uitloop? Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Ons lees vanaand verder uit die tweede brief van Petrus en ons lees uit hoofstuk 2 vanaf vers 4 tot en met vers 10. God het selfs die engele wat gesondig het nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die oudheid nie gespaar nie, maar die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag, wat die wil van God verkondig het en 7 ander mense het hy gered. Die stede Sodom en Gomorra het hy tot verwoesting veroordeel en tot as verbrand. En met hierdie voorbeeld het hy getoon wat oor die goddelose mense gaan kom. En tog het hy vir Lot gered, 'n eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor, dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou. Veral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit glo. In die gedeelte wat ons gisteraand gelees het die apostel Petrus ons gewaarsku teen vals leraars, mense wat ander met bedrog op sleeptou neem, en hy het gesê, daar is baie mense wat hulle sal volg. Vanaand kom die waarskuwing so 'n bietjie nader aan onsself, nader aan ons eie harte. Want ons is dalk nie die leraars nie, ons is dalk die hoorders, die leerlinge, die volgelinge van daardie mense. En so is daar baie van ons wat ander mense baie keer naïef navolg in wat hulle sê en leer. Partykeer gewoon omdat ons as gelowiges nie die moeite wil doen om wat hulle sê en leer aan die skrif te gaan toets nie. Partykeer is ons eie gebruik en ons eie kennis van die skrif so oppervlakkig en onkundig dat ons dit nie eintlik kan toets nie. En partykeer pas die boodskap wat ons hoor ons so goed dat ons dit ook nie eintlik wil gaan toets nie. Want dit wat ons hoor, as dit dan waar is, maak die lewe vir ons makliker. Dit gee ons vryheid om aan te gaan en te doen soos wat ons goed dink. Dit water so bietjie die ys om 'n lewe van heiligheid en gehoorsaamheid voor God, waaraan ons nie altyd voldoen nie, af. En dan sê ons maklik, God is mos liefde, hy is mos genadig. God verstaan mos. Maar Petrus sê, moenie God se geduld aansien vir instemming met jou verkeerde leefwyse nie. Daarom vat hy ons in hierdie gedeelte terug in die geskiedenis. Hy praat van engele wat gesondig het. Hy praat van die ou wêreld in Noag se tyd. Hy praat van Sodom en Gomorra. En in hierdie voorbeelde sien ons iets baie, baie ernstig. God oordeel nie net die mense wat ander op sleeptou neem en mislei nie. Hy oordeel ook die wat deel word van daardie bedrogspel. Die wat deel word van die opstand, die losbandigheid, die goddelose lewenswyse. Die wat maar net klakkeloos saampraat en navolg. In Noag se tyd is 'n hele wêreld nie gespaar nie. By Sodom en Gomorra het 'n hele gemeenskap onder God se oordeel gekom. God het nie net na die paar leiers gaan kyk en hulle gestraf nie.
Nie net gekyk na die voorlopers van die kwaad nie, hy het die hele gemeenskap, 'n hele geslag gesien wat in goddeloosheid voor hom volhard en hy het hulle uitgedelg. Daarom kan ons nie maar ligtelik omgaan met ons geloof nie. Kan ons nie maar na elkeen luister wat met 'n Bybel in die hand of 'n mooi aanhaling uit die Bybel na ons toe kom nie. Wie ons volg, wat ons saam met hulle glo en watter soort lewe daaruit groei, is nie 'n klein saak voor die Here nie. Ons moet elke stem toets aan die woord van God. Nie net die stemme waarvan ons reeds verskil nie, wat ons duidelik hoor, daarom nou nie heeltemal reg klink nie, maar ook die stemme waarvan ons hou, ook die stemme wat ons rustig maak, ook die stemme wat vir ons sê wat ons graag wil hoor. Maar toetsing beteken nie dat elke gelowige nou sy eie maatstaf word nie. Die gevaar lê nie altyd net by ander mense wat kan dwaal nie. Ek kan self ook dwaal. My eie hart kan ook hoor wat dit wil hoor. Ek kan ook die Bybel lees op 'n manier wat net bevestig wat ek reeds wil glo. Daarom kan ek en jy nou nie maar net sê, man, ek vertrou niemand nie. Ek vertrou nou geen predikant en geen pastoor meer nie. Ek vertrou nie meer die kerk se lering nie. Ek is bang vir dwaalleer. Daarom vat ek nou maar my Bybel en gaan sit ek alleen in my hoekie en ek lees hom. Ek het niks meer as dit nodig nie. Dit is nie die pad van die Nuwe Testament nie. Ons leer dit uit die Bybel so. Ons toets die lering wat ons ontvang, maar nie alleen hoogmoedig en los van die kerk nie. Ons toets dit nederig en bidtend saam met die kerk van Christus deur die eeue. Die skrif bly altyd vir ons die hoogste gesag, maar ons lees dit nie as individuele mense los van die liggaam van Christus nie. Nee, ons luister na die apostel se leer soos dit opgeteken is in die skrif en ons laat ons daarin lei deur die verstaan van die kerk daarvan deur al die eeue. Nie net die verstaan van my pastoor of my dominee of my eie gemeente of selfs die kerkverband van my tyd nie, want my gemeente en my kerk kan ook dwaal. Nee, ons stel onsself bidtend onder die woord van God en die verstaan van die kerk daarvan deur al die eeue. Die antwoord op misleiding is dus nie om van die kerk af weg te stap en alleen te gaan staan met jou Bybel nie. Die antwoord is om terug te kom na Christus, terug na sy woord, terug na die gemeenskap van sy belydende kerk. God is heilig, daarom moet ons sy woord ernstig opneem, ook wanneer ons luister na boodskappe wat ons hoor en die prediking wat ons hoor. Ook wanneer 'n boodskap mooi klink, ook wanneer dit ons raak, ook wanneer baie mense dit volg. En dit is nie net iets uit Petrus se tyd nie. In ons tyd is daar ongelukkig ook baie stemme wat opgaan in die naam van God. Stemme wat nie altyd suiwer met die woord en die evangelie van Jesus Christus omgaan nie. Soms kom dit van buite die kerk, ja, maar baie keer kom dit ook van binne kerklike ruimtes. Soms klink dit geleerd, soms klink dit liefdevol, soms klink dit baie geestelik. Daarom moet ons des te meer ag slaan op Petrus se waarskuwing. Ons kan nie elke stem wat opgaan, elke mens wat met 'n Bybel in die hand praat, elke godsdienstige boodskap sommer klakkeloos glo nie. As ons dit doen, sal ons nie onskuldig staan nie. Die Here plaas op ons elkeen die verantwoordelikheid om te toets aan sy woord, saam met sy kerk, bidtend onder leiding van die Heilige Gees. Wie maar net saamloop met alles wat mooi klink, alles wat by ons behoeftes pas, alles wat die eis van heiligheid so 'n bietjie verslap en geloof so 'n bietjie makliker maak, moet hier Petrus se waarskuwing ernstig hoor. Maar God dank, Petrus gee hier nie net 'n waarskuwing nie, hy gee ook 'n belofte. Hy sê die Here weet hoe om die wat hom dien uit beproewing te red. Noag en sy huis wat getrou was aan die Here, het dit geweet. Lot, wat getrou was aan die Here, het dit geweet. En ons sien dit die duidelikste in Jesus Christus. Aan die kruis kyk God nie weg van die sonde nie, hy kyk nie die sonde mis nie. Daar dra Christus die oordeel vir almal wat aan hom behoort. Daar sien ons God se heiligheid en God se liefde op een plek bymekaar. Moet nooit God se geduld aansien vir instemming met 'n sondige leefwyse nie.
Moenie vrolik saamloop op 'n pad wat van Christus af weglei nie. Bly by die woord, bly by Christus, bly by sy liggaam. En rus vanaand in hierdie belofte, die Here weet hoe om die wat hom dien te red. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, heilige en genadige God, vergewe my tog waar ek te lig omgaan met u genade. Here, leer my om u geduld nie aan te sien as instemming met 'n sondige leefwyse nie. Gee my 'n hart wat vir u lief is, gee my 'n hart wat u woord liefhet en wat elke stem nederig daaraan toets. Vader, bewaar ons en ons geliefdes in hierdie week, bewaar u kerk oor die ganse wêreld. Werk deur u Heilige Gees in ons, sodat ons by Christus bly, sodat ons vas staan in geloof en in waarheid en in gehoorsaamheid. In Jesus naam, amen.